soos groot slagkamer. Voor ons hiernatoe getrek het, dat ingebouwde kaste maak in Henneman. Ek het dit hier gemeet en ek het hulle die naamate gegee en hulle die goed hier kom insit. Maar nou al die laaie, deur die jare, loop op spoortjies, daai wat daar lê, daar so. Sien jy dat? Ja. Daai plaatjies. O, ek sien, ja. En hulle het bolletjies, rollertjies wat hy op rol. En dit het ingegee, toe maak ek nou hout. Baantjies, waarin hy doe. Wat wil jy, ek moet dat? Die krap hier nie toe. Wil jy nog foto's sien? Die ding moet gebeurd word. En die ding, hier is die spoortjies van die baie. Nee, die nou hang waar hy hoort. En nou gaan ek loop na ja, nee, dat lijkt maar zeker een beetje oud. En hulle gaan onder water, hulle gaan nie te gaan eet nie, Kijk nou net hoe die goeders gebuig net van gewone gebruik. Maar dit is dit. Dit was dit. En dan kan hulle voete wel die bodem raak of nie swem amper so. Oh, ja, die ideaal is natuurlijk om so dig te kry soos 'n eend se poepel. Hoekom so, Marie? Want jy weet mos as hy lek, gaan die eend sink. Soos die Titanic. Ek sien daai mooi. Daar sal van julle is nou 'n kom en ou skuur. Is dit nie sleg? Maar hy kan maar altyd hier opgemaak word. Ja, ek mis daarin nogal ernstig. Dit gaan oor die verskillende maniere van kinders opvoed, né? Soos die verligte klomp en dan die wat nou bietjie verkramp is. Dit kom nou daar meer, die twee seentjies loop nou op pad skool toe. En terwyl hulle stap, het die ene 'n horlosie aan die arm. Elke kort net dan check hy die horlosie. Naderhand vra die ander ouetjie vir hom, wat het jy so aan mekaar oor die tyd vermoere? Hy sê, nee, ek het hierdie nuwe horlosie. En die ander ouetjie is vrek jaloers. En hy sê vir hom, hoe het jy dit reg gekry? Die ouetjie sê vir hom, man, dit is 'n geheim tussen ek en my pa, ek mag dit met niemand deel nie. Maar naderhand gee hy in en hy vertel tog toe nou maar nie. Hy sê wat gebeur het is, was Saterdagmiddag, hy is verveel daar om die huis rond en hy is besig met iets. En hy onthou van iets wat hy in sy ma se kamer gelos het. En sonder dat hy 2 keer dink, storm hy sommer by die slaapkamer in om nou hier iets te gaan haal en hier kry hy nou sy pa en sy ma in die verskriklikste posisies denkbaar. Hy sê en sy pa sien hom en hy sien hy het gesien en hy roep hom eenkant toe. Hy sê vir hom, luister, dit wat jy gesien het is nou iets tussen man en sy pa en seun en dit gaan nie verder as hier nie. En hy sê en om jou te wys hoe ernstig ek is oor die storie, sal ek nou daai horlosie vir jou koop, nee. Daai tipe horlosie, jy kan opgaan in die buitenste ruimte, jy kan diepsee duik met hom en als, nee. Pragtig, sê die ander ouetjie, kyk. Maar hy wil daarom ook 'n horlosie. En nou die eerste ouetjie het nou, toe hy instap in die kamer. Nee, toe het hy nou sy pa nou gevang en toe kom hierdie gesprek. Nou die tweede ouetjie dink by homself, as hy dit reg gekry het, kan ek dit ook doen. En hy wag vir die eerste Saterdag. En hy weet sy pa en ma is in die slaapkamer daai tyd van die middag. En skielik storm hy nou ook in die kamer en om kastig iets te gaan haal. Maar hy is so opgewerk hoe hierdie horlosie, hy sê, toe hy die deur oopstoot, toe sê hy, I want a watch. En sy pa kyk so oor sy skouder terwyl hy besig is, hy sê vir hom, nou pull up a chair.
So jy sien. Veral as jy alleen werk, jy werk onder die ding, jy lê op jou rug, jy het 'n skroewedraaier nodig. Nou moet jy uitkruip daar en jy moet loop en die skroewedraaier gaan haal. En vind 'n bietjie uit hoeveel keer op 'n dag kan jy lê en opstaan en Ja, nee, dit is goeie oefening. Ja, sien jy was by my sixpack het verander in 'n slap sak, maar hy is dan nog nie te groot nie. Nee, nee, maar ons nog 'n goeie. Hy hou nog. Maar as jy daai pyn verduur en jy strompel maar aan, dan kan hy dalk regkom. Dis mos maar die ou storie van soos jy 'n ding nie gebruik nie, verloor jy hom. Soos my knie is blerrie seer. Ja. Maar ek weet as ek gaan sit en ek weier om te loop omdat my knie seer is, dan sal ek nou nie kan loop.